Kom ons buig saam in gebed. Maak net die oë toe. Ons Hemelvader, dis vandag vir ons 'n onbegryplike dag. Wie kan God begryp? Wie kan die liefde van God begryp wat so groot is dat hy homself hier op aarde kom vestig het? En nie alleen vir ons geleer het wat is God en liefde nie, maar uiteindelik ook vir ons die prys betaal het vir al waar ons totaal misluk het. Dankie Here vir hierdie wonderlike dag. Dit is daarom nie 'n dag van treur nie, maar uiteindelik tog ook 'n goeie Vrydag. 'n Goeie tyding dat ek nie verlore is tot in ewigheid nie. 'n Goeie tyding dat ek nie myself aan mekaar hoef te verwyd nie. 'n Goeie tyding dat ek myself nie aan mekaar hoef te meet aan God se maatstaaf, om te kyk of ek 'n slaagpunt gaan kry nie. Maar 'n goeie tyding, U het die deur oopgemaak, en in Golgotha het U vir ons die pad na die hemel toe totaal oopgemaak. Dankie Here vir U groot genade, juis ook op hierdie besondere dag. Seën ons hier by mekaar, elkeen uit sy eie omgewing, elkeen met sy eie harts, sy gemoed, vreugde of teleurstelling. Hier is ons, en ons is almal hier te saam, om maar net te kom buig by die kruis, en om vir U te sê, Here, dankie, ek weet, dit is in my plek. Dit is in my plek. Amen. Die boodskap van vanmôre oor die 7 kruiswoorde, die 7 woorde is versprei oor die 4 evangelies. En daarom gaan ek nie 'n gedeelte uit die evangelies lees nie, maar uit die Ou Testament. En dit is die mees bekende voorspelling oor die lyding van die Christus. Ons lees daarvan in Jesaja 53. Daar is in geheel in die Ou Testament meer as 300 voorspellings oor Christus se koms. Sommige oor sy geboorte, ander oor sy lyding, oor sy opstanding en so meer. Maar nie almal is so duidelik nie. Mens moet so 'n bietjie kundigheid hê. Maar Jesaja 53 is die duidelikste hoofstuk wat vir ons vertel dat die knegt van die Here uiteindelik sal ly en sal sterwe. Kom ons lees dan nou hierdie bekende voorspelling, Jesaja 53. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar. En nou is daar 'n hele debat oor die dienaar, hoofletter of nie hoofletter nie. Maar hulle het hom kleinletter geskryf, omdat die man wat hierdie woorde geskryf het, nog nie mooi begryp het, dat dit Christus is nie. Daarom is die woordjie dienaar nou met 'n kleinlettertjie steeds. Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortels skiet in die grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad, dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot. 'n man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel,
Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Amen. En dit, my broers en susters, is die woord van die Here. Wanneer ons die woord sterfbedwoorde hoor, dan is ons dadelik met stille eerbied vervul. Vir sterfbedwoorde het ons 'n baie hoë agting, want dit wat daardie persoon op sy laaste sê, het vir ons besondere betekenis. Dalk is dit vir ou Laas 'n groete wat hy wil oordra. Dalk net 'n woord van, ek het julle nog altyd lief, selfs hier op my laaste. Dalk 'n boodskap om te sê, ek vergewe jou wat jy gedoen het, of vergewe my asseblief, as julle dink dat ek iets teen iemand gedoen het wat hier rondom my bed staan. Sterfbedwoorde het besondere betekenis. En daarom luister 'n mens met groot aandag en met groot eerbied na iemand se laaste woorde wat hy op aarde uitspreek. As ons aan die kruiswoorde dink, dan sien ons daarin die sterfbedwoorde van die Here Jesus. Dit was sy laaste woorde voor sy sterwe. En daarom is dit nodig dat ons ook met dieselfde aandag, met dieselfde toewyding en eerbied sal luister wat Jesus verlaaste aan sy mense gesê het. Kom ons begin met die eerste woord. Die eerste woord, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Normaalweg, as iemand sterf aan die kruis, dan is dit nie 'n gebed nie, maar dis bitter verwyte. Ek is onskuldig. Julle het my hier gehang, en ek vervloek julle, en ek haat julle. Bitterheid, verwyte, woede, kom uit hierdie monde uit van kruiselinge, wat normaalweg daar sterwe. Maar Jesus, by hom is dit nie 'n verwyt. O God, waar is u? Hoekom het u dit onskuldig oor my gebring? Eerste kruiswoord, Vader, vergeef hulle. Hy vra Vader, gebed van toewyding en liefde. En wat vra hy? Vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Miskien het julle gedink, miskien het die mense gedink, destyds met die bergpredikasie, dat Jesus te veel gevra het. Want wat het hy daar gesê? Hy het gesê, jy moet jou vyand lief hê. En as iemand jou vervloek, moet hom nie terug vervloek nie, maar seën hom. As iemand jou kwaad aandoen, moet dit nie terugdoen nie, maar doen goed aan hom. En toe die mense seker gedink, dis onmoontlik. Dit kan nie gebeur nie. En tog is dit wat gebeur aan die kruis, wanneer Jesus eerste kruiswoord, Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Tweede kruiswoord, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die Here Jesus het tussen sondaars gelewe. Ja, ons weet dat die fariseërs en die skrifgeleerdes van die tyd hom nogal 'n bietjie verkwalik het. Hy meng met die common ouens, met die gewone mense wat nou nie eintlik aansien het nie en of nie eintlik 'n bietjie Bybelgeleerdheid het nie. Hy meng met hulle, die sondaars, die tollenaars, selfs straatvroue het na hom gekom en sy voete gewas. Hoe dan nou? Tussen sondaars wat hy gelewe het. Maar uiteindelik, weet julle, het die Here Jesus ook tussen sondaars gesterwe. Hy sterwe tussen twee rowers,
Of, ander plek word het gepraat van misdadigers. En wat 'n verskillende reaksie het hierdie twee kruiselinge nie gehad nie. Die een het gesê, o jy is kampdag die Christus, nou maar, verlos jou, en somme vir ons ook, want dit sal 'n bonus wees. Maar die ander een het gesê, Here, dink aan my, as u in u koninkryk kom. En dit laat 'n mens dink aan daardie woorde wat in Johannes staan, hy wat na my toe kom, ek sal hom nooit uitwerp nie. Christus, wat tussen sondaars gelewe het, sterwe ook tussen sondaars, en hy gee die versekering, vandag saam met my in die paradys. Die derde kruiswoord. Hy sê aan Maria en aan Johannes hierdie woorde, Seun, daar is jou moeder. Vrou, daar is jou seun. Van die woorde van die huislike lewe van die Here Jesus weet ons baie min. Ons maak 'n afleiding dat Josef vroeg gesterwe het en dat Jesus as die oudste seun uiteindelik die broodwinner maar was, wat die gesin, ook die jonger kinders, want daar was ook ander kinders, dat hy hulle help moes onderhou. Hy was die een wat uiteindelik die skrynwerker was in sy oorlede pa se werkswinkel. En nou was dit ook gebruik dat die oudste seun die versorging van sy moeder moes hanteer. Onthou, daar was nie in daai jare pensioenfonds vir weduwees nie. Daar was nie polisse nie. Daar was nie toelaas gewees aan behoevende mense nie. Die oudste seun het daardie verantwoordelikheid gehad. En nou dat Jesus gaan sterwe, nou sê hy vir sy geliefde vriend Johannes, Johannes my vriend, van nou af moet jy asseblief my ma versorg. Vrou, daar is jou seun. Hy sal jou onder sy dak neem en hy sal sorg dat daar vir jou ook kos op die tafel is. Broers en susters, dis wonderlik. Selfs in sy uiterste, selfs op sy laaste, dink Jesus nog aan ander mense in hulle nood. Dis vir ons ook die boodskap dat die Here Jesus gee om vir my. Hy gee nie net om, vir my ewige tuis word daar oorkant nie. Nie net vir die vergifnis van my sonde nie. Hy gee ook om. Hy weet, ek het 'n dak oor my kop nodig. Hy weet, ek het kos op die tafel, ek het klere aan my lyf nodig. En daarom, ook in hierdie kruiswoord, gee Jesus aandag aan die tydelike dinge. 'n Troos. Die Here weet van jou bekommernis oor jouself, oor jou gesondheid, oor jou geldsake, oor jou familie, wat ook al. En Jesus is daar om ook vir jou te sê, ek sal vir jou dra en versorg. Die vierde kruiswoord, ek het dors. Dis wonderbaarlik dat die eerste 3 kruiswoorde van Jesus nie oor homself gaan nie. Dit gaan oor ander. Eerste een het gegaan, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Tweede kruiswoord, vandag sal jy, sondaar, moordenaar, saam met my in die paradys wees. Derde een, ma, moeder, ek gaan voorsiening maak vir jou ingaan. So die eerste 3 kruiswoorde van die Here Jesus gaan glad nie oor homself, sy gevoelens, sy behoeftes nie. Eers by die 4de een kom hy by homself. Ek het dors.
Natuurlijk was dit 'n ontsaglike dors gewees, menslikerwys, want gisteraand, laasnag het hulle hom in Getsemane gevange geneem. Hy was die nag voor die Joodse raad, hy was die oggend voor Pilatus, hy was gegeesel, en hier hang hy aan die kruis. Het is net natuurlik dat 'n mens 'n intense dors het. Maar dan dink ons hoe dat die Here Jesus self, toe hy op aarde was, aan ander gesê het, ek gee aan jou lewende water. Johannes 7, die loofhuttefees, dit was die fees van herdenking uit die woestyn. Verlos uit die woestyn. En wat is in die woestyn 'n mens se grootste behoefte? Water. En dan kom die Here Jesus en hy sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom. En die water in hom sal 'n fontein wees wat ontspring. En vir die vrou by die Samaritaanse put sê hy, vrou, laat ek vir jou water gee. Want as jy van hierdie water drink wat ek jou gee, sal jy in die ewigheid nooit weer dors kry nie. En dink ook maar aan daardie verhaal van Lazarus en die ryk man, waar die ellende van die verdoemenis vir ons uitgespel word. Die ryk man wat roep, Vader Abraham, stuur tog vir Lazarus, dat hy net die punt van sy vinger in 'n druppeltjie water druk, en vir my kom laaf in hierdie eindelose verdoemenis en smart wat ek het. Iets van daardie smart uit die hel, dra die Here Jesus met hierdie woorde, ek het dors. Sesde kruiswoord. Vyfde, wag nou het ek 'n bietjie hierso. 3, 4, waar is ek nou? By die vyfde kruiswoord. My God, waarom het u my verlaat? Dis miskien die moeilikste van die kruiswoorde wat 'n mens kan verduidelik. Onverstaanbaar. Want Jesus sê so dikwels, ek en die Vader is een. Die Vader het my gestuur, ek gaan terug na die Vader. En nou aan die kruis kom hy met hierdie uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Onbegryplik. Dit word vertel dat Martin Luther 'n baie diep studie van hierdie kruiswoord gemaak het. En nadat hy dae lank hieroor gedink het, gelees het, gebid het, het hy op die ou einde die boeke van sy lesenaar afgeskuif en net gesê, God, deur God verlaat, wie kan dit begryp? Broer en suster, en daarom, omdat Jesus hierdie woord gesê het, hoef ek en jy nooit bang te wees dat God ons sal verlaat nie. Want hy het Christus verlaat, sodat ek en jy nooit hoef uit te roep, ek is alleen, God het my vergeet, God het my verlaat, ek is aan my eie oorgelaat. Nee, hy is daar en hy sal daar wees tot aan die einde. Die sesde kruiswoord. Dit is volbring. Daar's min mense wat aan die einde van hulle lewe kan sê, ek het alles gedoen wat ek probeer het. Ek het gekom waar ek wou wees. Ek het reg gekry wat ek aangepak het. Selfs daardie groot politikus, staatsman, Cecil John Rhodes, skarminkel van die Engelse. Hy het, toe hy gesterf het hy op sy sterfbed gesê, so little done, so much to do. Hy wou 'n Britse empire stig van die Kaap tot in Kaïro. Hy het baie reg gekry. 2 lande is in daai tyd na hom vernoem,
Rhodesië en Noord-Rhodesië. Later weer name verander. Maar die feit was, hy het geweldig dinge gedoen vir die Britse Empire. Maar selfs hierdie man moes op die ou einde sê, so little did I do, did I accomplish. Christus sê, dis volbring. Wat is volbring? Twee dinge. Hy het vir ons kom wys, hoe lyk dit as 'n mens volmaak is? Hoe lyk die mens wat voor God reg is? Kyk na Jesus. Hoe lyk God se liefde? Kyk na Jesus. Hoe lyk God se vergifnis? Kyk na Jesus. Moenie vra oor 'n oneindige God waarvan jy niks verstaan nie. Kyk na Jesus. Hy het vir ons kom wys, kom leer hoe dit is om 'n mens te wees soos God dit wil. En nommer 2, hy het ook vir ons uiteindelik die prys kom betaal. En daarom is die poort na die hemel oopgemaak. Ja, ons lees dat toe hy gesterf het, toe hy die tempel voorhangsel, daardie groot gordyn wat gehang het tussen die allerheiligste en die gewone deel van die tempel, het daardie doek geskeur, die gordyn. En let op, die skrif sê, hy het geskeur, hoe? Van bo na onder. Dit was nie 2 sterk manne wat onder 'n klein skeurtjie gegee het en hom oopgereep het tot bo nie. God self het hom geskeur. En daarom, dit is volbring. Die pad na die hemel is vir jou en vir my oopgemaak. En daarom kan ek vanmôre na nagmaal huis toe stap en sal sê, ai Here, dit was verskriklik. Goeie Vrydag in die kerk. Ek is herinner daaraan dat ek 'n sondaar is. Ek is herinner daaraan dat ek verlore is tot in die diepste hel, tot in die ewenige van die ewigheid. Maar ek is ook herinner daaraan dat Christus gekom het en my pad is volbring. Wat hy moes doen, het hy gedoen, ook vir my. En dan die laaste kruiswoord. Laaste kruiswoord, Vader, in u hande gee ek my gees. Broers en susters, dis wonderlik. Die kruiswoorde begin met 'n gebed. Vader, vergeef hulle, we weet nie wat hulle doen nie. En die kruiswoorde eindig met 'n gebed. Vader, in u hande gee ek myself oor. Met ander woorde, dit is asof die Here Jesus hier vir ons wys, dat ons hele lewe so moet wees met gebed. Ons begin met gebed en ons eindig met gebed. Ons begin ons dag met gebed en ons eindig met gebed. Ons begin en ons einde is Vader, by u hoort ek. En kom ons sê, en ons herinner mekaar daaraan, hierdie vers is 'n aanhaling uit Psalm 31. In Psalm 31 staan die woorde, in u hande gee ek my gees oor. Here, u is die troue God wat my verlos. Skrifwoord op Jesus se lippe, heel aan die einde. Ek wens dat ek eendag sal sterf met 'n skrifwoord op my lippe. Dalk Psalm 31, Vader, in u hande gee ek my oor, niks meer nie. Of dalk sê u vir my, Dominee Henny, ek sou nogal my laaste woorde wil hê, die Here is my herder. En hy gaan met my ook deur valleie van doodskaduwee.
mag jou laaste woorde op aarde ook 'n aanhaling uit die skrif wees. Omdat jy met die skrif leef. My broer en suster, ons leef nie met sepies op die televisie nie. Ons leef nie met WhatsApp op die selfoon of met AI of waar ook al nie. Ek en jy leef uit die woord van God. En as ek die woord van God nie nou gereeld in my inneem nie, dan sal ek dit ook nie kan aanhaal, kan gebruik, wanneer ek uiteindelik my laaste asem uitblaas nie. En daarom hierdie woorde dan: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Kom ons bid. Here, as ons oor hierdie 7 sterfbedwoorde gedink het, dan is dit so ruim en groot. Ons kan dit nie onthou nie, ons kan dit nie reg deurdink nie. Maar dankie dat die bietjie wat ons daarvan wel verstaan, dat dit vir ons 'n krag is, en dat dit vir ons 'n troos is op hierdie dag van trane. Here, dis vir my wat u gekom het. Dis vir my, hierdie armsalige mannetjie agter die preekstoel. Dis vir my, ek wat in die banke sit, en wat myself so teleurstel, en wat u teleurstel, en wat my man en my vrou en my kinders teleurstel, en wat nie volbring wat ons moes nie. Dis vir my wat Goeie Vrydag gekom het. Dankie, Here. Ons het die woord gehoor, seën ons ook nou, as ons die teken van die Goeie Vrydag gebruik, die brood en die wyn. Amen. Om so 'n bietjie die bene te rek, net vir die oomblik, kom ons sing 'n lied, 299. 299, dis die lied wat ons so dikwels sing as ons nagmaal gebruik. Daar is hy op die skerm. Laat ons Heer u dood verkondig deur gebruik van wyn en brood. Vandag verkondig ons die dood. Ek gaan net nou iets sê, nou, as ons afsluit oor Sondag komende, dan verkondig ons die lewe. Vandag die dood. En môre, wat môre? Môre is stil Saterdag. Ons is nog teleurgesteld, ons is nog verleë oor Goeie Vrydag. Eers Sondag kom die jubeling. 2 verse, lied 299. Laat ons Heer u dood verkondig, deur gebruik van wyn en brood. Al het ons teen u gesondig, ons tog u dood verkondig. U gee lewe deur u dood, u gee ons die lewensbrood. Sterk u self nou ons verlange, om te lewe tot u eer. Neem nou aan ons vreugdesange, u te loof is ons verlange. Laat ons lewe tot u eer, vrugte dra vir u, o Heer.
Hier is 'n paar stoele wat hier reg geskuif is. Is daar mense wat weet dat hulle saam met my hierdie kant van die tafel moet kom sit? Nou ja, daar is hulle. Wonderlik. Welkom my suster, dis goeie Vrydag by die nagmaal. My broer, dankie. Ek en jy saam by die tafel van die Here, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Ek gaan nie 'n nagmaalsformulier lees nie, want ek dink dat ons hele boodskap, sowel as die stemming van die dag, is vir ons duidelik. Ons weet waaroor dit gaan. Ons weet wat die betekenis van die dag is en ook dan besonderlik die betekenis van die kruis en nagmaal. Kom ons begin deur die nagmaal met die brood in te stel. Hier is so 'n mooi klein kruisie van brood gesny. Ek hoop jy kan hom sien. Ek hou hom hier reg oor my togaband. Die brood en die wyn, die simbole op die togaband. Die nag waarin die Here Jesus na Getsemane toe is en verraai is. Vroeger daardie aand was daar 'n Pasga maaltyd. Dis die Joodse herdenkingsmaaltyd van die verlossing uit Egipte. Die verlossing uit die ellende op pad na die nuwe land Kana. En toe het die Here Jesus ook by daardie laaste Pasga in Jerusalem saam met sy disippels, vir die disippels gesê, ek breek die brood en onthou môreoggend word my liggaam gebreek, sodat jou lewe heel gemaak en herstel kan word. Eet van hierdie brood en glo met jou hele hart. Aanvaar dit, volg dit na. Christus het gekom om jou stukkende lewe heel te maak, reg te maak. En by daardie maaltyd was daar ook die gebruik dat hier aan die einde van die maaltyd, want dit was 'n volle maaltyd, hulle het nie net simbolies geëet nie, hulle het 'n goeie vol maaltyd geëet met skaapvleis, die lam wat geslag is en so meer. Aan die einde van die maaltyd was daar die gebaar van die wyn wat geskink word, die beker van danksegging. Danksegging, Here, U het ons verlos uit Egipte. En ons ontdink terug as volk, hoe dat ons die lam geslag het, en hoe dat ons die bloed van die lam aan die deurrame moes smeer. En dan het die engel van die verderf verbygegaan, en die eerstgeborene van daai huis het nie gesterf nie. En weet julle wat? God het sy eerstgeborene vir ons gestuur. En daarom kan ons nou ook by hierdie geleentheid sê, ja, ons drink van die wyn, en dit herinner ons aan die bloed van die Here Jesus, wat op Golgotha vir ons gestort is, sodat ons nie die oordeel hoef te ontvang nie, maar die genade.
Broers en susters, een van die betekenisse van die nagmaal is dat daar is dit mense wat bedien moet word met die beker. Reg so, as jy my gaan, my broer, pas op net vir die trappie, hoor. Kyk, ek was nou al klaar laat, dit was die eerste spoil by die kerk vanmôre. En nou oppas. Dankie, ekskuus, ek het dit nogal in my kop gehad, en 'n oomblik vergeet, daar is mense wat so verkies. Nog iemand? Geen hand nie. Dankie. Dankie. Een van die betekenisse van nagmaal is dat dit 'n gemeenskapsmaaltyd is. Daar's so 6, 7 betekenisse. Gemeenskapsmaaltyd beteken ek is nie alleen nie. Ek is deel van die gesin van God. Ek is deel van die volk van God. Ons is saam huisgesin. En as ons nou afsluit met gebed, kom ons vat mekaar se hande, net om te sê, ag ek weet, jy's nou nie my soort nie. Jou geaardheid is anders as myne, jou talente is anders, jy lyk anders as ek. Maar weet jy, voor die kruis is die grond gelyk. Voor die kruis is ons saam, geredde sondaars, deur die genade van God op Golgotha. Kom ons vat mekaar se hande, daar waar jy langs iemand sit, asseblief, net as 'n teken van jou saam wees met ander gelowiges. Hemelvader, wat 'n voorreg dat ons op hierdie goeie Vrydag die trane kon afvee, dat ons die treur uit ons stem kon wegneem, dat ons kon sê, dankie, dankie, alles is genade. U het vir ons die prys betaal. En alhoewel ons hier vandaan met stilte en eerbied weggaan, weet ons dat ons aan u behoort. Weet ons dat die pad na die ewigheid oopgemaak is. U het dit volbring. En Here, dankie dat ons ook saam met mekaar as gelowiges, as huisgesin, as 'n gemeente, die pad kan loop. Here, dis nie altyd 'n maklike pad nie. Elkeen van ons sukkel maar met ons paadjie. En ons het ander mense se ondersteuning nodig. Ons het hulle liefde nodig, ons het hulle gebede nodig. En hier kom sê ons nou vanmôre, ons is vir mekaar broers en susters. Ons oudste broer is aan die kruis gespyker en daardeur het ons sy gesin geword wat nou kan hande vat. Seën ons as gemeente, Here, in hierdie dae tot Sondagmôre en dan ook uiteindelik verder op die pad. Laat u naam geheilig word. Laat die koninkryk kom deur Goeie Vrydag en deur Paas Sondag. Amen.